Psalm 116, ek wil dalk net miskien ook net bysê, ons is nog in die lydingstyd, en dan die tema wat ons in gedagte hou, lyding is tydelik, redding is ewig. Lyding is tydelik, redding is ewig. So, kom ons blaak oop by Psalm 116, dan sing ons vers 1, 2 en 7 staande, en ons bly dan staande vir die fotum en die seëngroet. God het ek lief van die getroue Heer, hoor na my stem uit vrye welbehae. Ek roep hom aan in al my lewensdae. Hy skenk my hulp, hy red my keer op keer. Om my was bande, strikke van die dood, en angste van die hel het my laat bewe. Ek was benoud, vol droefheid was my lewe, maar meer Heer gesmeek in al my nood. Kan ek die Heer vir al sy guns vergeld? Waar bring ek hom uit, dank vir sy genade? Ek sal hom prys vir sy verlossingsdade, en by die kelk van heil sy naam vermeld. Ek slaan my oë op na die berge, waar sal my hulp vandaan kom? Ons hulp is in die naam van die Here, wat hemel en aarde gemaak het, wat trou bly tot in ewigheid, en nie laat vaar die werke van sy hande nie. Geliefdes, genade vir julle en vrede van hom wat is en wat was en wat kom, en van die 7 geeste wat voor sy troon is, en Jesus Christus die getroue getuie, die eersgeborene uit die dode, en die owerste oor die konings van die aarde. Amen. Kom ons blaai na Psalm 100, Psalm 100, en dan sing ons daar vers 1 en vers 3, as ons lofpsalm, Psalm 100, vers 1 en 3. Juich al wat leef, juich voor die Heer, dien God met blydskap, gee hom eer. Kom nader voor sy aangesig, en prys hom met 'n lofgedig. Gaan deur sy poorte in met lofsang in sy tempelhof. Kom in sy huis, o bondsvolk saam, verhef sy lof en prys sy naam. Jy kan maar sit. Geliefdes, kom ons luister na die groot gebod, soos wat die Here dit vir ons saamvat in Markus hoofstuk 12 vanaf vers 28. Vers 28 tot vers 31. En toe een van die skrifgeleerders wat bygekom het, hulle hoor rede twis, en wis dat hy hulle goed geantwoord het, vra hy vir hom, wat is die eerste gebod van almal? En Jesus antwoord hom, die eerste van al die gebooie is, hoor Israel, die Here onse God is 'n enige Here, en jy moet die Here jou God lief hê uit jou hele hart, en uit jou hele siel, en uit jou hele verstand, en uit jou hele krag. Dit is die eerste gebod. En die tweede wat hieraan gelyk is dit, jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Daar is geen ander gebod groter as die nie.
Geliefdes, kom ons blaai na Gesang 66. Dan sing ons daar vers 1 as ons skuldbelydenis. Gesang 66, vers 1 as ons skuldbelydenis voor die Here. Kom ons staan. Voor U wet Heer staan ons skuldig, liefde is die groot gebod, liefde is ons steeds verskuldig aan ons naaste en ons God. Ons wil die gebod bewaar, maar ons struikel baie kere. Leer ons liefde vir mekaar, maar boal vir U, o Here. Johannes 3 vers 16 tot 18. Want so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy eniggebore seun gegee het, sodat elkeen wat aan hom glo, nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan hê. Hy wat in hom glo, word nie veroordeel nie, maar hy wat nie glo nie, is alreeds veroordeel, omdat hy nie geglo het in die naam van die eniggebore seun van God nie. Daarom, geliefdes, aan almal wat met 'n ware berou en met 'n opregte geloof hulle toevlug neem tot ons enigste verlosser en saligmaker Jesus Christus, verkondig die woord van God die vergifnis van sonde. Maar aan elkeen wat in die sonde volhard en die genade in Jesus Christus verwerp, verkondig die woord van God dat die toorn en die straf van die Here op hom bly, solank hy in die sonde van ongeloof in Christus se soenverdienste bly lewe. Ons gaan nie nou die geloofsbelydenis doen nie, maar dit reserveer vir die nagmaaltafel. Kom ons blaai na Gesang 89. Gesang 89, dan sing ons vers 1 en vers 2, ook as voorbereiding op die woordverkondiging en die nagmaal vanmôre. Die brood gebreek, eens by die meer, breek nou die lewensbrood vir my ook hier, wil steeds die waarheid meer aan my ontvou, tot ek ook in U woord my Heer aanskou. Die lewensbrood, eiland vir my. U is die waarheid, Heer, U maak my vry. U beeldstraal uit die skrif, so helder voor. U soek ek, Heer, U self o lewend woord. Kom ons maak die woord van die Here oop by Lukas 22. As deel van die lydenstyd gaan ons dan ook deur Lukas se gedeelte waar die Here ook in elkeen van hierdie gebeurtenisse al dieper en dieper deur die bose oorweldig word, al dieper en dieper deur die bose weggesleep word. Die Here is in die proses om in die diepste lyding in te gaan, en dit is lyding ook die proses tot by die kruis. So in hierdie lydingsweektye waarin ons bevind, gaan ons dan so deur Lukas 22. En ons gaan lees vandag vanaf vers 47 tot vers 53. Jesus word gevange geneem. Terwyl ons met die woord van die Here dan so oop is, kom ons verenig in gebed saam. Kom ons bid saam. Ons almagtige drie-enige God, Vader, Seun en Heilige Gees, U Here wat U self so aan ons openbaar deur U woord.
Ja, Here, wat vir ons dit sigbaar maak om dit te kan insien met die lig van U Heilige Gees in ons harte. Wat vir ons laat hoor, laat sien, laat glo. Dankie daarvoor. Dankie ook, Here, dat U vir ons dit laat lewe in ons lewe elke dag. Hemelse Vader, waar ons met U woord oop is en waar ons in hierdie wêreld so baie gekonfronteer word met lyding en in hierdie tydperk aan U leiding dink, wil ons vir U bid en vra, Here, dat U vir ons ook in ons harte sal wys hoe dat ons nie los staan van U leiding nie en hoe dat U nie los staan van ons leiding nie, maar dat U in hierdie wêreld ingekom het om te lei dieper en verder af as wat ons ooit kan lei, ter wille van ons leiding op hierdie aarde en ons verlossing tot die ewige lewe, waar alle trane afgedroog sal wees. Laat ons dit verstaan. Wees U vir ons die lamp, die lig, deur die Gees in ons harte, verhelder ons verstand. Spreek, Here, want die diensknegt en die diensmaagd, die wil luister. Amen. Lukas 22, vers 47 tot 53. En terwyl hy nog spreek, kom daar 'n skare, en hy wat Judas genoem word, een van die 12, het voor hulle uitgeloop en nader gekom na Jesus om hom te soen. En Jesus sê vir hom, Judas, verraai jy die seun van die mens met 'n kus? En toe die wat rondom hom was sien wat gaan gebeur, sê hulle vir hom, Here, moet ons met die swaard slaan. En een van hulle het die diensknegt van die hoëpriester getref en sy regteroor afgekap. Maar Jesus het geantwoord en gesê, hou op, dit is genoeg. En hy het sy oor aangeraak en hom gesond gemaak. Toe sê Jesus vir die owerpriesters en hoofde van die tempel en ouderlinge wat teen hom gekom het julle uitgetrek soos teen 'n rower met swaarde en stokke? Dag vir dag was ek saam met julle in die tempel, en julle het nie die hande teen my uitgesteek nie. Maar dit is julle uur en die mag van die duisternis. En dit is dan ook ons teksgedeelte, daai laaste woorde van vers 53, maar dit is julle uur en die mag van die duisternis. Nou geliefdes in die Here Jesus Christus, die Here het net in die vorige gedeelte, voor hierdie gedeelte was in die tuin van Getsemane, en daar het hy in gebed geworstel wat hy weet wat met hom moet gebeur. Hy weet hy gaan baie wreed dood gemartel word, maar dis nie net 'n dood soos wat ons doodgaan nie, dis 'n dood ter helle neergedaal, verslind deur die duister magte, so sal hy moet heen gaan. Die wreedheid van die mag van die duisternis met sy liggaam deurleef. En dit kan nie anders nie. Hiervoor moes hy mens kom word het, sodat hy vir ons die dood van die duister mag oor hom moet sterf. Om in ons plekke geoffer te word, sodat ons vrygekoop kan word van die mag van die duisternis. In vers 45 staan, juis in die vorige gedeelte, wat ons nou nie gelees het, is die laaste paar verse van die vorige gedeelte, staan daar, toe staan hy van die gebed op, nadat hy met in die tuin van Getsemane so geworstel het. En dit is baie betekenisvol. Hy het nie opgestaan soos ons, wat soms wonder, is ons gebede verhoor nie. Hy het opgestaan soos een wat weet, sy gebede is verhoor. Hy het sy krag ontvang, om hierdie verskriklike helse smarte met sy liggaam nou deur te maak. Hy is tevrede om die lyding te vat. Hy is versterk. Sy gebed het vir hom die innerlike versterking gebied. En uit hierdie gedeelte uit moet ons ook leer dat ons moet ook in die aanvegtinge van hierdie wêreld en hierdie lewe bid. En julle sal ontvang. Hy is versterk om hierdie uiterlike lyding te kon verdra, die beker leeg te drink. Hy het opgestaan, bedoel daarom, hy is versterk vir hierdie saak. Die Here Jesus is in sy volmaakte mensheid, in sy goddelike natuur en sy menslike natuur,
oneindig ver verhewe bo al sy vyande. Christus se gevangenisneming in hierdie gedeelte wat ons nou hier gelees het, is nie soos van 'n skuldige, patetiese misdadiger wat maar moet oorgee nie. Dit is gewis nie die situasie hier nie. Maar van 'n onskuldige, met soveel innerlike krag versterk, dat hy gewillig is en vrywillig homself oorhandig. Hier is nie 'n demonstrasie van oorgawe uit swakheid uit nie. Hy's nie 'n weerlose lammetjie wat prooi val van 'n wolf nie. Nee, die lam van God is beslis nie in hierdie situasie magteloos nie. Hy het die mag om homself vrywillig oor te gee, soos wat dit ook opgeteken is in Johannes 10 vers 18. Niemand neem dit van my af nie, maar ek lê dit uit myself af. Ek het mag om dit af te lê en ek het mag om dit weer te neem. Hierdie gebod het ek van my Vader ontvang. Hier is 'n veel groter mag wat die Here Jesus in hierdie situasie demonstreer, as die mag wat op hom afgestap kom met stokke en swaarde. Die Here Jesus is hier in beheer, nie buite beheer nie. En juist die wonderwerk van Malgas word nie genoem in Lukas nie. Die wonderwerk om weer die diensknegt van die hoofpriester se oor reg te maak, is juis die bewys dat die Here Jesus het nie sy mag verloor nie. Hy's vrywillig. En hy onderwerp hom aan dit wat met hom moet gebeur. Die krag van die innerlike. Hy wat geleer het in Lukas 6 vers 27, maar ek sê vir julle wat luister, julle moet julle vyande lief hê en goed doen aan die wat julle haat. Hy doen goed aan die hoëpriester wat hom haat, sy diensknegt. Teenoor almal hier wat hom haat, demonstreer hy wat hy gesê en self geleer het aan sy disippels. So is hy in beheer. Hy ontlont op hierdie situasie die wraak wat hulle graag sou wou neem op die disippels ook. En so bewaar hy sy disippels. En kom daar ook dan hierdie teksvers na vore, nie een het verlore gegaan wat u vir my gegee het. Hy beskerm in die situasie sy disippels van 'n bloedbad of gevangenis. Hy is in beheer deur sy liefde. So is die status van Jesus hier. Die duisternis is besig om toe te slaan op hom, waarvan hy al te bewus is. Maar nie sonder dat hy die mag aan hulle gee om hom toe te slaan op hom. Hy laat hulle die uur toe, maar dit is slegs tydelik, net 'n uur in tyd. Lyding is tydelik, redding is ewig. En daarom vers 53, dag vir dag was ek saam met julle in die tempel, en julle het nie die hande teen my uitgesteek nie, maar dit is julle uur en die mag van die duisternis. Nou geliefdes, die Here Jesus is nie hier besig om 'n verwyte te gooi nie, want hy is die liefde wat die Here vir ons kom demonstreer het. Hy is nie besig met 'n verwyte teenoor hulle nie. Hy is hier besig om vir hulle 'n openbaring te gee van wat aan die gebeur is met hulle en met hom. 'n Openbaring van God se soewereine regering oor alles, ook waarmee hulle besig is. Dis 'n lering, maar binne 'n werklike baie slegte situasie is die leermeester besig om te leer in die diepte van trauma en krisis. Onderrig in die almag van God wanneer die trauma jou oorkom. Terwyl dit lyk of die bose seevuur, ook in ons lewens, is God steeds in beheer. Die God van hemel en aarde het julle
dag vir dag teëgehou, sê die Here. So dit was nie vir julle moontlik om my iets aan te doen nie, want dit was nie vir julle gegee nie. Maar weet dit, nou word julle deur hom, die God van hemel en aarde, toegelaat vir 'n uur. Vir 'n uur. Nie omdat julle in beheer is nie, maar juis omdat hy in beheer is. Hy dit toelaat, sodat hy die redding kan bewerk deur die bose daad, wat hy in hierdie situasie moes toelaat, sodat die seun doodgemaak kan word, en die aflosprys vir ons uitverkore kinders mag wees, vry van die mag van die duisternis, om dit te mag weet, en so in die oorwinning te mag lewe. God bepaal vir die bose hulle uur. Nou geliefdes, die grootste deel van die Here Jesus se omwenteling was hy in hulle teenwoordigheid. Tog het hulle hom nie een keer gevange geneem nie. In Johannes 12 vers 27 bid die Here Jesus so: Nou is my siel ontsteld. En wat sal ek sê? Vader, red my uit hierdie uur. Let hier op, nie die beker nie, die uur wat so geldig is hier. Maar hierom het ek in hierdie uur gekom. Dit is waarom ek gebore is. Want God is in beheer van sy raadsplan. Ook die seun van God het geweet wanneer sy uur is. In Johannes 31 vers 1, Johannes 13 vers 1. En voor die fees van die Pasga, Paasnaweek, het Jesus, omdat hy wis dat sy uur gekom het, dat hy uit hierdie wêreld sou oorgaan na die Vader, en omdat hy sy eie mense in hierdie wêreld liefgehad het, hulle liefgehad tot die einde toe. 'n Uur is baie duidelik 'n baie skerp kontras teenoor 'n dag. Dit bedoel nie letterlike uur nie. Ons moenie in ons tydsone dink nie. Hulle was maklik met tyd, sonopkoms en sonsondergang was hulle tyd. Dit was nie 'n uur soos wat ons dit het nie. Vir hulle was 'n uur 'n afbakeningkie van 'n kort tyd, 'n kort tydspan. Was 'n kort tydjie. En dag vir dag, sê vers 53, is daarom in hierdie grootste deel van die tyd 'n kontras met die kort tydjie van die 1 uur wat die Here Jesus hier praat. Hy stel 'n duidelike kontras. God gaan, soos hy in sy soewereine raadsbesluit bepaal het, vir 'n baie kort tydjie toelaat dat die duisternis se magsvergrype nie gestop word nie. Dag vir dag stop die Here die vergrype van die mag van die duisternis, maar vir die kort tydjie gaan hy toelaat dat die duisternis hulle mag vergryp. Want in die kort tydjie bewerk ons verbondsgod, wat deur die eeue vir ons beloof verlossing en genade, wat nie sy verbondsbeloftes kan breek nie, beloof hy vir ons die ewige verlossing van vergifnis. Maar wie sou reken, 'n skaap is genoeg vir my sondes? Het nie rekening gehou met die diepte van die mens se duisternis. Net 'n mens kan betaal vir die mens se duisternis. En daarom moes Christus 'n mens word, sodat die uitverkore verbondskinders vergewe kon word. Geen vergifnis buite Christus. Kolossense 1 vers 13 en 14. Hy wat ons verlos het uit die mag van die duisternis en oorgebring het in die koninkryk van die seun van sy liefde, in wie ons die verlossing het deur sy bloed, naamlik die vergifnis van die sondes. Daarom, die doel van hierdie 1 uur, van hierdie kort tydjie in die wêreldse geskiedenis, is hierdie finale vervulling, wat deur die eeue beloof is, en die Here Jesus Christus bly gehoorsaam. Bly gehoorsaam. Dit is geen swakheid wat die seun toon nie, maar die vervulling van God se reddingsplan, want so genadig is God in sy drie eenheid.
In die tweede plek, daar is menslike diensknegte ook van die duisternis. In hierdie toneel sien u mense wat die duisternis dien op hierdie toneel. Geliefdes, die Here Jesus word nie onverhoeds betrap deur Judas nie. Hy word nie onverhoeds betrap nie. Hy verwag die uur. Hy weet hoe dit moet afspeel. Hy weet dat die diepste duisternis van die mens se hart ook hier geopenbaar moet word. Want dis nie net 'n mag van die staat nie, maar dis die innerlike mag van die binnekring van verraad. Die diepste duisternis moet ook geopenbaar word. Want hiervoor moet Christus kruis toe gaan, om ook ons te leer van ons diepste duisternis in hierdie lewe. Die uur begin met verraad. Judas. Nou baie interessant. Judas dra die naam van die 12 stamme van Israel. Een van die stamme van Israel was Juda. En Judas is die naam, Juda. Nou dis interessant hoe Lukas in vers 47 verwys, en ons moet kennis neem. En terwyl hy nog spreek, kom daar 'n skare. En hy wat Judas genoem word, die uitdrukking, hy wat Judas genoem word, wil vir ons fokus. Let op die naam Judas. Let op die naam Judas. Hy spreek nie Judas aan as net nog 'n persoon wat hy ken nie. Hy verwys na hom. Let op die een wat genoem word, Judas. En daarom moet ons kennis neem van Judas. Hy wat Judas genoem word. Die naam Judas beteken prys God. Loof en prys God. Toe Lea haar kind het, daar in Genesis, dink is Genesis 34 waar hy gebore is. Genesis 29 vers 35. Noem sy hom prys die Here, prys God. Loof God. Hier verraai hy God. Let op die een met die naam Judas. Die een wat lyk soos, hy prys God. Die een wat die naam dra van prys God. Die binnekring. Wat 'n verwoesting in die binnekring. Die duisternis spaar nie. Die binnekring. Die ironie. As die Here vir Judas vra Judas, verraai jy die seun van die mens met 'n kus? Die Here vra nie, verraai jy my nie. Die Here verwys vanuit die derde persoon na wat hy beteken. Ons weet wat jou naam beteken. Jy verraai die een wat 'n ander betekenis in sy naam het, die seun van die mens. Terwyl Lukas baie duidelik vir ons die klem hier wil sit. Let op die betekenisse van die name. Miskien moet ons net ook let, waar kom die kusgedagte vandaan om te soen? In 2 Samuel 20 vers 9 tot 10. En Joab sê vir Amasa, gaan dit goed met jou my broer? Die binnekring. En Joab het met die regterhand die baard van Amasa gegryp en hom gesoen. En Amasa was nie op sy hoede vir die swaard wat in die hand van Joab was nie. Verloon jy my met 'n soen? Die boosheid, die duisternis. Die Here word nie onverhoeds betrap nie. Hy verwag die verraad, maar hy staan dit nie teen. Hier is 'n klem vir ons op die mag van die duisternis, wat hier in alle mag, van alle kante af, van buite en van binne, van naby en van ver, op die Here Jesus toeslaan. Dis nie net 'n mens, wat 'n ander mens verraai nie. Die betekenis van Judas se verraad en die betekenis van Jesus Christus is vir ons 'n voorstelling van die beeld van lig en duisternis wat hier voor mekaar staan. Judas wat die lig moes eer, wat die lof aan die lig moes bring,
verraai die lig. Die seun van die mens, die seun van die mens het 'n diepe betekenis. U weet, na Christus word verwys seun van God en seun van die mens. Altwee die name wat na hom verwys word, 'n diep betekenis. Dit verwys na sy twee nature, God en mens. Volwaardig God, volwaardig mens. En dit is die mens wat voor God moet boet vir sy sonde. Maar in die plek van die mens kom die seun van die mens. Hy neem ons sondes op hom as mens en staan veroordeel voor God met die volle greep en die volle wraak van die duisternis, maar in ons plekke, in ons plek. Hy is plekbekledend vir ons mens voor die Vader. Daarom die middelaar tussen ons en God. En God sal die duisternis op hom laat kom. En God gee vir 'n uur die seun van die mens oor aan die duisternis. Seun van die mens is die offer voor God. Die enigste offer waardeur die Vader jou sondaar sal en kan en wil vergewe. Daar is geen ander manier hoe die Vader ons wil vergewe nie. Hy word oorgegee aan duisternis, Christus word oorgegee aan duisternis, sodat ons wat in hom glo, nie vir ewig aan die duisternis oorgegee sal word nie. Die hel nie sal deurmaak. Hy sal dit namens ons deurmaak in die kort tyd. Judas verraai nie net 'n mens nie. Hy verraai die offer van God die Vader vir hom. Judas verraai die seun van die mens met 'n kus. Gebruiklik was dit vir die disippels om ook hulle leermeesters erkenning te gee deur hulle te groet met 'n kus. En dit is so ironies. Hier raak die verraad die teken. Die kus die teken van verraad. En erkenning raak ontkenning en verwerping van die offer van die seun van die mens. Dis nie net 'n mens wat hier verloon word nie. Dis die hele godheid, die lig, alles wat teenoor die duisternis staan, waar teenoor Judas te staan kom, en waarin hy 'n diensknegt geword het van die bose. Die kus bedoel, my verwerping van hom is nou openlik en duidelik. Christus is nie my verlosser nie. Hy's nie my leermeester nie. En alle mense wat openlik die Here Jesus as hulle enigste leermeester en ware offer van God aan die mens verwerp, is in die sonde van Judas. Hoe verskriklik hartseer is dit, dat so baie van ons eie blanke Afrikaner mense, volksgenote, vandag openlik die Here Jesus Christus verwerp en nie sy naam wil bely as God in die drie-eenheid nie. Terwyl hulle dit geleer het, terwyl hulle dit moes weet, terwyl hulle die woord van die Here het. In die derde plek, kinders van die lig hoef nie die duisternis te vrees nie. Geliefdes, hier by die gevangenisneming toon ons Here Jesus selfs in hierdie weg van vernedering en lyding en dood geen teken van swakheid of vrees voor sy menslike vervolgers en sy regters en die bose magte wat op hom deurdaal nie. Hy kyk met 'n ander krag en 'n ander energie sy verraaier in die oë en probeer hom nog finaal vermaan waarmee hy besig is. Want hy is steeds lief. Hy beheer sy disippels op daardie stadium om hulle swaarde te laat sak. Hy genees die vyand se oor. Hy wys vir die wat vir hom gevangene neem dat hulle hom nog nooit kon arresteer nie, as hy dit nie toegelaat het deur die raad van God nie. Swaarde en stokke bepaal nie die mense mag nie.
slegs die uur wat God die Vader bepaal. Mag setel by God en net by hom. Hierdie is ons ware rus en ware vrede, waarvoor ons Here Jesus homself ook gebid het in die tuin van Getsemane. En hiervoor mag ons ook bid in ons tye van aanvegtinge, wanneer ons ook in stryd verkeer. God bepaal wat gebeur en God bepaal wanneer dit gebeur. Dis God wat so die mag aan die duisternis soms toelaat. Die duisternis self het geen mag as God hulle daarom nie deurlaat soms. Die Here Jesus antwoord so vir Pontius Pilatus in die verhoor in Johannes 19 vers 11. U sou geen mag teen my hê as dit u nie van bo gegee was nie. Hier in vers 53 sê die Here Jesus, maar dit is julle uur en die mag van die duisternis. God bepaal die tyd en hoe lank. Hy gee vir die geestelike leiers wat hom hier kom arresteer, ouderlinge lees ons, en die hoëpriester se gevolg. Hy gee vir die geestelike leiers duidelik te kenne dat hulle as instrumente diens doen aan die mag van die duisternis, aan die duiwel. Instrumente om die woede van die duiwels en hulle eie menslike woede teen die Here Jesus Christus te kom probeer uitwoed. Maar hulle moet besef, God laat hulle toe. Dit moet hulle weet. God is soewerein in beheer. Daarom, geliefdes, die Here Jesus is nie hier sommer maar net 'n onskuldige slagoffer, soos wat dit mag lyk nie. Hy is 'n dienskneg van sy Vader. Hy is die dienskneg van sy Vader. Hy is gehoorsaam aan sy Vader, en gehoorsaamheid oortref die vrees in die hart. Hy vertrou sy Vader volkome as hy homself oorgee aan die magte van die duisternis. Daar is krag in die gehoorsaamheid. Gehoorsaamheid ja tot die dood toe. Krag is die geloof dat God in beheer is en ek mag my in hom toevertrou. Maar al die mense in hierdie gebeure wat hier afspeel leer iets. Niemand staan ooit neutraal tussen lig en duisternis nie. Nooit nie. Daar gaan nie 'n dag verby dat jy neutraal staan tussen lig en duisternis nie. En ons moet bewus wees van die Satan wat ook ons wil gebruik as sy werknemers. En as ons kyk na die naam Judas, wat beteken loof die Here, verdraai is na verraad, moet jy verstaan dat die engel van die lig, die Satan, Lucifer, die engel van die duisternis geword het. Die ironie speel af. Die ironie speel af. En ons moet ons harte vashou. En ons moet voor die Here pleit vir sy genade ook in ons lewens. Mooi gebore met mooi name. Geleer en geskool in die kerk. Maar ons moet waak oor die duisternis. En die Here gee vir ons hierdie genade in homself om dit te kan doen. Of jy doen die werk van die Here, of jy doen die werk van die bose. Daar's nie 'n neutrale posisie nie. Paulus maak vir Timoteus juis op 'n baie mooi manier hiervan bewus. Wanneer hy vir Timoteus sê hoe hy die kerk se leiers moet evalueer en moet oplei en vir hulle moet toerus. In 2 Timoteus 2 vers 25 en 26. Hy bedoel Paulus hier die diensknegte van die Here in die gemeentes, moet die weerspanniges in sagmoedigheid teregwys, of God hulle nie miskien bekering sal gee tot die kennis van die waarheid nie, en hulle weer nugter kan word, vry van die stryk van die duiwel, nadat hulle deur hom gevang was om sy wil te doen. So naby kom die duisternis. En so moet ons nooit dink dat ons sonder God hierdie duisternis kan teëstaan nie. Efesiërs 6 vers 12. Want ons worstelstryd is nie teen vlees en bloed nie, maar teen die owerhede, teen die magte, teen die wêreldheersers van die duisternis van hierdie eeu,
teen die bose geeste in die lig. Ons sluit af. Geliefdes, wat beteken dit vir die bose en ook vir die lyding wat ons nog deurmaak op hierdie aarde? Hoekom sal ons op hierdie aarde nog swaar kry hê en swaar kry deurmaak? Omdat die bose ons haat. Omdat die bose ons haat. En die bose sou graag in die volle wraak wat hulle op Christus neergedaal het, op elkeen van die kinders van die Here wou deurdaal, maar God hou hulle teen. Daarom gebeur dit nie. Want Christus was genoeg. Christus was genoeg vir ons redding. Die bose is nog nie finaal op hierdie aarde vernietig nie, en dit gebeur met die tweede koms van die Here Jesus Christus. Maar in die tussentyd sal daar stryd wees tussen die ou mens en die nuwe mens, in elkeen van ons se harte, tussen die wêreldse verleiding en die bose self. Want hulle haat die kinders van die Here. Maar Christus het klaar vir ons as seun van die mens gelei vir dit wat ons nog oorkom. Daarom moenie daaraan dink dat jou lyding jou beter maak vir die hemel nie. Jy's klaar reg in Christus. Jou lyding is nie om jou beter te maak nie. Jou lyding is nie jou straf nie. Jou lyding is jou stryd. Om altyd terug te keer na Christus toe sou jy afdwaal. Om altyd die Here Jesus aan te roep waar die krag nodig is in die stryd. Om die bose wat so maklik ons wil verstrik. Christus het klaar vir ons gelei. Ons hoef nie deur ons swaar kry en lyding nou verlossing te verdien nie. Geen verdienste deur jou lyding nie. Dit het niks daarmee te doen nie. Christus het klaar vir jou volledig die verlossingswerk kom doen. En dit was 'n kort tydjie wat die Here so toegelaat het. Christus se lyding voor God die Vader het klaar al ons straf gedra, volledig in ons plek. Maar wees waaksaam, jy sal lyding oorkom. Kort tydjie. Maar die bose is steeds op hierdie aarde in die vermoë om ons erge lyding te laat oorkom. Maar God is in beheer met wat met jou gebeur. God is in beheer met wat met jou gebeur. En jy sal nie bokant jou vermoë beproef word nie. Romeine 8 vers 28. En ons weet dat vir hulle wat God liefhet, alles ten goeie meewerk, vir hulle wat na sy voorneme geroep is. En ons moet tot God altyd bid. Daarom moet ons hom ken, en ons moet hom vertrou. Met ander woorde, ons moet in hom glo, met ons hele hart. Jy staan nie neutraal, asof jy kies tussen lig en duisternis nie. Jy is in die duisternis, as God jou nog nie in die lig ingebring het nie. En as jy in die lig is, sal die Here vir jou wys om te stryd in die duisternis. En dis stryd. Daarom nagmaal. Die Here wat vir ons ook kom troos met die nagmaal, vir ons deur die sigbare tekens van brood en wyn, vir ons attent te maak. Ons is vrygekoop deur die gebreekte liggaam van Christus, die bloed wat gevloei het, om ons sondes af te was, om vir ons in sy koninkryk in te bring. En ons is deel van die stryd. Ons moet soveel as moontlik ook die nagmaal herhaal, om ons te herinner, dat ons met ons versterking en ons geloof by God gaan soek, nie by onsself nie. Dit is die betekenis van die nagmaal. En ons moet daarom sy dood herdenk, wanneer ons die nagmaal gebruik, sy dood in my plek, sy ter helle neerdal in my plek. Maar ons moet ook hierdie gedeelte, hierdie groot waarheid, in hierdie gedeelte die groot waarheid neem. In terme van die ewigheid, is ook die lyding wat ons soms oorkom op hierdie tydelike aarde, maar 'n uurtjie. En dit neem nie ons saligheid weg nie. Dit versterk ons. 'n Kort tydjie. Amen. Kom ons bid saam. Ons almagtige drie-enige God, Vader, Seun en Heilige Gees. Here, waar sal 'n mens daaraan kon kom om so iets uit te dink,
dat U vir ons op so 'n manier moet verlos, deur U Seun Jesus Christus. Ons Here wat so graag uit ons eie werke uit, deur eie kastyding en swaar kry, dink ons verdien die hemel. Maar nee, slegs deur die lyding van Jesus Christus. Nie ons lyding nie, Here, maar U lyding. U die Seun van die mens, in ons plek. Hoe kosbaar is dit? Waar sal ons daaraan kon dink? Om so 'n oplossing te vind, vir die mens wat so ver weg in die duisternis af ingesak het by die sondeval. U kom haal ons uit, baie diep. Vader, U doen so groot. Wie is ons as mens? Laat ons nederig voor U kom neerslaan, want U is te groot vir ons harte, te groot vir ons gedagtes, te alwys. En U staan daar, in al U grootheid, en U gee U self oor, tot 'n dienskneg, meer as 'n dienskneg, sodat ons die koninkryk van God kan beerf. Hoe groot is U? Here, ons dink te min hieraan. Ons ken te min hiervan. Ons leef in hierdie wêreld asof dit nie saak maak nie. Ons vergryp ons aan die bose. Ons speel saam. Ag Here, help ons om U grootheid te sien, om U grootheid te verstaan. Gryp ons, Here, na U Gees en help vir ons op die weg na Christus. Hou ons daar, dat ons U sal loof en prys en sal waak oor ons harte, ons eie heil uit te werk, met vrees en bewing voor U. U is geen swak mens nie, U is geen gelyke aan ons nie, U is God op die troon, en alles is in U hande, alles wat gebeur, en die tyd waarin dit moet verloop. Gee dat ons hierdie almag en hierdie grootheid sal onderskei van hierdie wêreldse, en dat ons sal leef ooreenkomstig U raad, wat U vir ons nagelaat het deur die verbond, wat U vir ons geleer het deur U skrif, deur U woord. Vergeef ons menigvuldige sondes. Hemelse Vader, ons bid vir ons volk, ons bid vir ons mense, wat so maklik toegee en kompromieë maak. Ons mense wat so maklik in die stryk van die bose trap. Ons mense wat so maklik Here instrumente raak in die duiwelse hand en nie weerstand bied nie. Gee vir ons, Here, die wysheid en die liefde van God in ons harte, om ook ons mens te gaan maan, ons mens aan te spreek, ons mens te help in die liefde van Jesus Christus, nie met veroordeling nie. Gee vir ons daardie krag, sodat wanneer ons ook opstaan van ons gebede af, ons nie opstaan as kragteloses nie, maar as mense wat gevul is met U krag vir die stryd vir elke dag. Ons vra dit alles nie omdat ons enige iets hiervan verdien nie, maar omdat U vir ons so goed en so groot is en so heers oor ons lewens. In die naam van U Seun Jesus Christus. Amen. Geliefdes, kom ons blaai na Gesang 359. Gesang 359 en dan sing ons daar vers 1 en vers 2. Vers 1 en vers 2 van Gesang 359. Here, hoeveel blye dae, vloei so strome kalm en rein, sonder kommer, sonder kla, vol van vreugde en soneskyn, word ek soms gekwel deur
weet ek dus van korte duur, uit my vreugde net 'n uur. Skenk U my in die ontferming, meer as wat ek ooit verwag, leef ek nie in U beskerming, in U liefde elke dag. Gee U my nie 1000 kere, onverdiend U seën, Here, selfs al moet ek leed verduur, bring dit seën op die duur. Ontvang dan nou die seën van die Here en gaan so in sy vrede. Die genade van die Here Jesus Christus en die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees, sy met julle almal. Amen.